Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Is julle hier Agapai Gemeente? Is julle hier so? Die tieners, ek sien julle beweeg klaar vir ons uit. So as jy 'n tiener is, jy is welkom om uit te beweeg. As jy onder ook sit, so beweeg uit. Ek kan jou beloof dit gaan meer boring hier wees vanoggend as daar waar hulle is. So jy kan net hier uitstap, by die trappe opgaan en dan sal iemand sal jy daarbo help as jy lost lyk. Nou ja, van my kant af weer eens, dit is so lekker om julle almal vandag hier so te hê. En ons is in die laaste deel van ons reeks, nie normaal nie. En baie van ons gaan sê prys die Here, ons is aan die einde van hierdie reeks. Van die mense wat aanlyn is sal sê ons kan weer van volgende week af begin kom. So ek is regtig opgewonde oor dit wat die Here in hierdie reeks kom doen het. En mense se terugvoer, dit wat mense vir my gesê het. Hierdie reeks het ons gesê, ons wil nie noodwendig iets vir jou leer om te doen nie, ons wil jou reeds leer om iemand te word, om iemand te wees nie. En ek het besef ook, jy weet, dit is so belangrik om hierdie hele idee van gee te kontrasteer met die idee van generosity. Want dit is eintlik wat ons in hierdie reeks probeer doen het nie, om te sê, dit is hoe die twee lyk. Dit gaan nie net oor gee nie, ek wil nie jy moet iets gee nie, ek wil jy moet iets wees, 'n sekere persoon moet jy word. Want ons weet, ons as Afrikaners is baie goed daarmee om te gee, wanneer daar nood is. Ons is goed daarmee om te gee wanneer daar 'n krisis iewers is, wanneer iemand geld vra. Ons is regtig goed daarmee om te gee. Maar ek weet nie altyd of ons so goed is daarmee om generous te wees in ons lewe rondom die beginsel van generosity te bou nie. So in plaas daarvan, om dan net die aanname vandag te maak, dat almal van julle weet hoe om generous te wees, het ek toe gedink, laat ons nou maar 'n paar weke vat, en kom ons praat dan nou maar oor die beginsel van generosity. Nie om iets te begin doen nie, maar om iemand spesifiek te wees, soos ek gesê het. So as jy vandag die eerste keer hier is, wil ek vir jou sê, jy is welkom om op YouTube te gaan, ons het 'n YouTube kanaal, en daai YouTube kanaal het al die vorige boodskappe op, so gaan kyk asseblief daarso. Ek het nie tyd om alles te hersien vandag en alles te sê nie, so gaan kyk asseblief daar, as jy regtig niks het om te doen in die week nie, gaan check daar uit, ek dink dit mag dalk vir jou iets beteken. So is julle reg om vandag bietjie prakties te raak? Enigiemand reg vir prakties raak? Yes, want vandag gaan ons baie prakties raak. En ek gaan julle vandag help om te verstaan, hoe kan ek en jy 'n lewe van generosity ontwikkel? Ons het eintlik nou baie teoreties daaroor gepraat en baie rondom die beginsels van dit gepraat die laaste 2 weke, maar hoe lyk dit prakties om so 'n lewe te ontwikkel? Hoe lyk dit om hierdie lewe van generosity te bou? Nou, die eerste week, vir die wat hier was, sal onthou, ons het 'n baie spesifieke definisie gehad van generosity, en jy gaan in 'n paar oomblikke onthou, dis nie die mooiste definisie wat daar is nie, en dit is ook nie die mees, jy weet, catchyste definisie wat jy gaan hoor oor generosity nie, maar ek het elke woord intentioneel gekies om te unpack, want ek dink elke woord sê vir ons iets baie besonders oor generosity. So is julle reg vir ons werkende definisie. Wie onthou hierdie ene? Iemand wat hom onthou? Ek het geweet niemand gaan nie, so dis ook om op die skerm gesit het. So, wat is generosity? Wat is ons werkende definisie? Dit is die vooraf beplande, berekende, bestemde bevryding van jou persoonlike finansiële hulpbronne. Ek het jou gesê, dis nie baie catchy nie, nee. Dis noodwendig iets wat jy gaan onthou nie, maar ek dink is baie waar nie. Dit is die vooraf beplande, berekende en bestemde bevryding van jou finansiële hulpbronne. Nou, meeste mense, soos ek sê, love nou nie hierdie definisie nie, maar ek love hierdie definisie. Ek is mal oor hom, want as ek na hierdie definisie luister, dan sê dit vir my, generous mense verstaan een ding. En dit is, generous mense verstaan, ek is nie die eienaar van my finansies nie. Generous mense verstaan, as ek Jesus volg, dan is hy die koning, en ek lewe in sy koninkryk, en hy het 'n absolute koninkryk, 'n absolute monargie, nie 'n konstitusionele monargie nie. Brittanje vandag is 'n konstitusionele monargie. Dit beteken die koning gaan basies maar net rond en knip linte en sny koeke, en dis wat hy doen nie. Maar die parlement ran eintlik maar die land en die eerste minister. Nou die koninkryk waarin
God is en waarin Jesus die koning is, weet ons is nie so tipe koninkryk. Dit is 'n absolute monargie, hy is die alleenheerser en hy is die eienaar van alles. En generous mense verstaan, en ons het daaroor gepraat, as hy die eienaar van alles is, dan word ek toevertrou met dit wat aan hom behoort, en hy vertrou 'n gedeelte aan my toe, en ek is veronderstel om daai gedeelte wat hy aan my toevertrou het te bestuur, soos die koning wil hê ek moet dit bestuur, en ek is veronderstel om daai wat hy aan my toevertrou het te laat gaan en te laat vloei in die rigting wat die koning wil hê dit moet gaan, en dit moet vloei. Ek moet hierdie wat hy aan my toevertrou het, moet ek volgens sy koninklike dekree bestuur. Nou wat is die koninklike dekree van ons koning Jesus? Sy koninklike dekree is generosity. Okay, dit rym. So weer eens verskoon my vir al die Engelse woorde. Ek het die eerste week gesê, ek weet dis die woord vrygewig, maar dit laat nie by my dieselfde, Johan, jammer daaroor. Jy weet, sorry. Ja, maar dit is eintlik vir jou great nie, jy's Engels sprekend eintlik. So al die Engelse mense gaan hierdie love, maar ek weet dis ander nice Afrikaanse woorde, maar ek hou van hierdie Engelse woord generosity ensovoorts, nê. So dis so belangrik om hierdie te verstaan. Wanneer ek en jy dan in hierdie koninkryk vir die koning lewe, dan hy dekree vir generosity, en hy wil hê ons moet dit laat gaan na generous plekke toe. So, kom ons vat die definisie en dan spring ons by die eerste een weg. Is dit okay? As jy notas maak asseblief notas. Ek dink jy gaan jou baie help. En jy sê dalk ek gaan later weer dit kyk en so aan. Ek dink jy gaan dit later weer kyk nie. So ek dink maak notas. So die eerste ene is as ons kyk na hoe lyk 'n generous persoon? Hoe ontwikkel ek 'n lewe van generosity? Sien ons vooraf beplan. As jy die woordjie beplan het ek onderstreep daar nê. Nou hier is die waarheid. Vrygewigheid vereis 'n plan. Jy moet 'n plan hê om vrygewig te wees. En dalk is jy iemand wat sê, Dawie, jong, as dit nou by finansies kom, dan is ek nou nie so vreeslike beplanner nie. Ons het meer 'n target as wat ons 'n budget in die huis het. Van die man sal sê, ja nee Dawie, my vrou het meer 'n target as 'n budget. Ek wil die budget laat klop, maar sy het hierdie target wat sy probeer raak skiet, maar altyd mis. So, dis die situasie. Ek is nie regtig 'n beplanner as dit kom by finansies nie. Kan ek vir jou sê, dis waar jou eerste groot fout maak. Hoekom sê ek so? Want jy het 'n plan. Jou finansiële gewoontes wat jy het, is jou plan. Jy het 'n plan. So as jy na jou finansiële gewoontes gaan kyk, as jy na jou bankstaat gaan kyk, dan gaan jy sien jy het 'n plan. Jy het dalk nie geweet jy het een nie, maar jy het een. En as jy dit gaan kyk, gaan jy sien, dis nie 'n baie great plan wat ek op hierdie stadium het nie. Inteendeel, baie van ons gaan sê, dis 'n terrible plan wat ek op hierdie stadium mee sit. En as jy so gemiddelde Suid-Afrikaner is, as die meeste mense rondom ons gemiddelde Afrikaner is, dan het ons omtrent almal half dieselfde plan, jy weet, wat jy geweet het jy het nie, maar jy het eintlik, en jou plan lyk amper iets soos dit, kan ek dit vir julle wys. So hier is die plan. Ons spandeer eers alles wat ons basies het. Want ons het 'n sekere lewensstandaard wat ons moet sustain. Jy weet, keeping up with the Joneses is 'n baie moeilike ding, nê. So as die lewensstandaard gekies of ons inkomste dit nou weer speel of nie, maak nie regtig saak nie. Ons het die lewensstandaard, so ons spandeer eers alles om daai lewensstandaard te finansier. Ons spandeer eers. Wat gebeur dan? Dan probeer ons spaar. Jy sê, jong, ek moet daaraan spaar, ek daar aan die tyd, of wat ook al, in party plekke, jy weet, party van ons het nie nou dissipline om te spaar nie, so jy het letterlik mense soos companies en plekke wat jou forceer om elke maand geld te gee om te spaar, anders het jy dit ook nie gedoen nie, maar van ons het dit, so ons probeer so 'n bietjie ietsie spaar, en statistieke sê vir ons, navorsing sê vir ons, Suid-Afrikaners spaar in anyway nie. Ek dink ons is een van die lande in die wêreld wat die minste spaar. En dan die laaste ene is dan, as ek nou alles gebruik het om my lewensstandaard te finansier, as ek so 'n bietjie gespaar het, wat ek dalk nou kon, en meeste van dit is gefors, dan gee ek die oorskiet wat oorbly. Gee ek gewoonlik iewers weg, om net so 'n bietjie my gewete te sis, of goed te laat voel, of wat ook al dit mag wees. Is dit nie waar nie? Nou, as hierdie waar is van ons, dan is die kanse goed, dat ek en jy iets is, of iemand is wat ek noem, die 3S-gewer. Sê dit gou vir die persoon langs jou, die 3S-gewer. Daar is hy, 3S-gewer. Klink amper soos een of ander nuwe Samsung of 'n ding, né? 3S-gewer. So as daai jou ding is, ek gaan eers spandeer, en dan gaan ek bietjie spaar, en dan whatever oor is, as daar iets oor is, dit gebeur gewoonlik nie, dan gaan ek dit weggee. So wat is 'n 3S-gewer?
Jy is iemand wat waarskynlik dan volgens hierdie volgende 3 S'e gee. Jy gee spontaan. En soos die ander 2 daar vir mekaar gesê, die ander 2 boodskappe, is dit klink na 'n goeie ding, maar dis eintlik maar random acts of generosity. Jy gee spontaan, wanneer jy lus is om te gee, wanneer jy voel om te gee, wanneer jy 'n bonus gekry het, wanneer jy ekstra geldjie oor het, wanneer daar ietsie gebeur het, dan gee jy. Dis spontaan, jy's 'n spontane gewer. Dan die volgende is dis sporadies. So met ander woorde, jy gee wanneer iemand sporadies op jou gevoel speel, of wanneer iemand, jy weet, jou laat sleg voel, of wanneer iemand jou laat skuldig voel, of iemand jou hype up en sê, ons gaan vir hierdie saak gee, dan gee jy so half sporadies, nee. Of iemand speel 'n sad song met sad video clips en goed, en dan gee jy iets, nee. So half sporadies, want jy is bietjie gestir hier binne. En die derde is spaarsamig. Jy gee gewoonlik spaarsamig, gewoonlik 'n bietjie, nee, en dan so gewoonlik is ons woorde, weet jy, ek wens ek kon meer gee, ek wens so ek kon, maar joh, dis regtig moeilik, so maar, ek wou regtig baie meer doen as dit, ek wens ek kon meer gee, maar ek kan nie. So jou gewoontes maak van jou noodwendig dan nou 'n 3S persoon. Klink dit vir iemand bekend hierdie? En ek weet niemand gaan ja sê nie, maar diep in jou hart weet ek, jy sal weet hierdie is die waarheid. Nou ek wil jou vandag challenge om in plaas van 'n 3S gewer, wil ek jou challenge, en ek het gesê ons gaan prakties raak, wil ek jou challenge om 'n 3P gewer te word, 'n 3P gewer, en ek gaan nou by dit uitkom. Maar om dit te word, moet jy 'n plan hê. Jy moet vooraf beplan om generous te wees. En selfs al is jy nie 'n beplanningsmens as dit by geld kom nie, jy gaan moet intentioneel beplan om generous te wees. En jy gaan daai plan moet begin werk. En as jy daai plan begin werk, dan sal jy uiteindelik daardie persoon kan word. En as jy dit nie doen nie, soos iemand een gesê het, failing to plan is planning to fail. Dink dit was Dr. John Maxwell gewees. So jy gaan fail in hierdie ding, jy gaan fail om 'n generous persoon te wees, as ek en jy nie hierdie beplanning kan doen nie. So, die probleem hoekom ek dink ons vooraf moet beplan en hierdie moet regkry, om 'n 3P gewer te word, is die 3S gewers, is gewoonlik nie mense wat baie generous is nie, is gewoonlik nie mense wat baie geseënd is, of baie gelukkig is, en Jesus het gesê, geseënd is die wat vrygewig is, wat generous is. Geseënd is die, saliger om te gee, meer salig om te gee as om te ontvang. So dis hoekom ons hierdie wil hê. So dis vooraf beplan, dis ons definisie. Tweede woorde wat ons wil gebruik hierso, is dit is vooraf bereken. Dis vooraf bereken. Wat beteken dit? Generous mense besluit vooraf hoe generous hulle gaan wees. Dis mense wat vooraf besluit, dis hoe generous ek gaan wees. Hulle vra nie noodwendig, hoorie, wat kan ek bekostig om te gee, nie? Hulle vra hulle self, hoe generous wil ek wees? En as hulle vir hulle self daai vraag gevra, dan gaan sit hulle en sê, so kom ek bereken 'n bedrag, of kom ek bereken 'n persentasie, en as ek daai persentasie of bedrag bereken het, dan gaan ek dit doen. En daai bedrag of persentasie gaan dan my generosity demonstreer of weerspieël. Nou ek persoonlik moet vir julle sê, ek dink is beter om 'n persentasie te kies, as om 'n bedrag te kies, want 'n persentasie is adaptable. In ander woorde, soos jou inkomste groei, so as jy 'n persentasie het, groei jou generosity ook. En dan sê jy, maar dan beteken dit ek gaan meer en meer moet gee. Dis kind of die punt. Okay, as ons 'n meer generous mens wil wees, ons wil kyk hoe generous kan ons wees. So ek dink 'n persentasie help ons om uit te kom by daardie doelwit om so generous te wees as moontlik. En mense wat dan so generous lewe leef, is dan mense wat éventueel ontwikkel in 'n 3P persoon. En kan ek dit met julle deel, wat is 'n 3P persoon? Hier is hy op die skerm. 3P gewer. Jy gee volgens 'n persentasie. Jy sê, weet jy wat, ek gaan nie bedrag nie, want ek kan ook later meer inkomste kry, my inkomste kan groei, en dan bly die bedrag dan, gewoonlik vergeet mens die bedrag daarso, nee. So ek gaan volgens 'n persentasie gee, ek gaan 'n plan hê, ek gaan bereken, dit is wat ek op sy gaan sit, dit is die persentasie waarmee ek generous gaan wees. Ek gaan dit doen. Dit word as 'n prioriteit gegee. Met ander woorde, ek gaan hierdie 'n prioriteit maak. Ek gaan dit van dit wat onder op die lysie is, spandeer, spaar, gee, gaan ek omruil boontoe. En ek gaan dit wat onder is, gaan ek boontoe skuif, en ek gaan gee en generosity 'n prioriteit in my lewe maak. Ek gaan eerste dinge eerste stel. En die laaste P is ek gaan progressief gee. Met ander woorde, ek gaan iewers begin.
Ek gaan sê, weet jy wat, ek wil sê nou maar uiteindelik sê nou maar 10% of 15 of 20% gee, maar ek kan dit definitief nie nou gee nie, so ek gaan begin by 5% of 6% of 3% en ek gaan progressief, gaan ek aanhou, soos my inkomste groei, gaan ek aanhou meer en meer te gee en 'n meer generous persoon te wees. So hier kan jy die twee sien. Mense wat nie generous is nie, is gewoonlik die 3S persone. Die mense wat gewoonlik spandeer en spaar en dan gee spontaan, sporadies en spaarsamig. En mense wat sê, weet jy wat, ek gaan op 'n plek kom wat ek eers gaan gee, dan gaan ek spaar en dan gaan ek spandeer, word 'n 3P gewer en jy gee volgens 'n persentasie as 'n prioriteit en progressief. En so draai die hele ding op sy kop, nee. 3P gewers is net die teenoorgestel, dis die spieelbeeld daarvan. Ek gee eers, dis hulle plan. En dan spaar ek, en dan bepaal ek my lewensstandaard op grond van dit wat oor is, om mee te leef. Dit is so generous mense lewe, dit is 'n beginsel wat generous mense verstaan. So as jy 'n generous persoon wil wees, daar het jy dit, daar het jy 'n plan, okay? Gee eers spaar, en dan spandeer, en wees 'n 3P gewer. So dan beplan ons en ons bereken en dan net volgens die definisie is 'n derde twee woorde wat ons gaan gebruik en dit is vooraf bestem. Dit moet vooraf bestem word. En ek weet baie van julle sê wanneer kom die fun deel in die hele generosity gedeelte? Wel, ek dink hier is die fun deel. Die fun deel is wanneer jy besluit waarheen hierdie geld van my gaan, waarheen ek dit wil stuur. Nou ek moet vir julle eerlik ietsie sê vandag. Ek glo die meeste mense hou nie daarvan om te gee nie, of noodwendig om generous te wees nie, en weet jy hoekom glo ek dit? Ek glo want almal vra vir jou geld. Almal soek 'n stuk van die koek, almal vra vir jou geld. En mense vra vir jou vir geld en dan voel jy, ag ek voel skuldig of ek voel sleg of hoe gaan dit nou lyk? Nou gee ek maar iets en dan vra iemand en dan gee ek nou maar iets en iemand vra en ek gee nou maar iets en naderhand raak die hele generosity ding glad nie lekker vir ons nie, nee. Maar hier's wat ek wil hê jy moet vandag weet. As jy jou geld gaan bestem om na 'n sekere waar toe te gaan, na 'n sekere plek toe te gaan, as jy dit bestem daarvoor, dan hoef jy nie sleg te voel om nee te sê wanneer almal vir dit vra nie. Baie keer voel ons, ek wil 'n generous persoon wees, maar as ek nou nee sê, dan is ek nou nie 'n generous persoon nie. Nee, jy's 'n generous persoon. Jy het besluit, dit is wat ek gaan gee. Jy het besluit, dis waar ek dit bestem om heen te gaan. Ek sê ja vir dit en omdat ek ja sê vir hierdie, gaan ek dalk nee sê vir 'n ander plek. En ek hoef nie sleg te voel omdat ek nee te sê nie, want dit is nie dat ek nie generous is nie. Ek het net besluit om intentioneel en strategies daar ja te sê. So ek is generous en ek gee. Dis net daar. En ek het vooraf besluit, dit is waar dit moet heen gaan. Nou kom Jesus in die hele ding in en Jesus sê vir ons, Matteus skryf hierdie vir ons neer in sy 6de hoofstuk vers 21 en Jesus sê hierdie volgende woorde wat julle ken. Hy sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Is dit nie profound wat Jesus hier sê nie? Ek meen, hierdie is so goed, ek is sommer lus en lees dit weer. Lees dit weer. En ook sit jy vandag en sê, Dawie, ek weet nie optimaal of ek alles in die Bybel glo nie. Ek weet nie regtig of ek alles uitgefigure het rondom Jesus nie. Wel, dis okay as jy daar is vandag, maar lees net sy woorde. As jy die koerant lees, as jy nuus lees, dan kan jy ten minste Jesus se woorde ook lees. Come on, dan kan jy dit lees. En kom ons lees dit weer. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wat sê Jesus hier? Generosity is 'n hartsding. Wat sê Jesus hier? Soos nie iets wat jy doen nie, dis iets wat jy is. Wat sê Jesus hier so vir ons? Hy sê, daar waar jou hart is, daarheen sal jou skat of jou geld vloei. En daar waar jou geld of jou skatte heen vloei, dit is waar jou hart is. So jy kan sê, hoe my hart is by die evangelie van Jesus, hoe my hart is by die koninkryk van God, my hart is by minderbevoorregte mense, my hart is by mense wat swaar kry, my hart is by wat ook al nie. Maar as jou skat nie daar is nie, as jou geld nie soontoe vloei nie, dan is dit nie waar jou hart is nie. En as jy wonder waar jou hart is vandag, gaan doen jouself vanmiddag 'n guns en gaan print vir jouself een van jou bankstate uit. En dan gaan kyk jy waarheen vloei jou skatte en dit gaan vir jou sê waar jou hart is. Dit is wat die Here Jesus self gesê het. Daar waar jou skatte sal jou hart wees en vice versa. Wat doen jy dan? As jy sê maar ek besef, dis nie waar ek my hart wil hê nie. Die Here sê skuif die rigting
waarheen jou skat gaan, of jou finansies gaan. So miskien sit iemand vandag hier en jy sê, wel Dawie, ek dink ek moet dalk gaan kyk waar my hart is, of weet jy, my hart is op die regte plek as ek kyk na dit, maar ek weet nie presies hoeveel moet ek gee nie. Hoeveel moet ek gee nie, en ek weet nie presies waar moet ek gee nie. Daar's so baie dinge op my hart. Daar's so baie dinge wat my hart raak. Daar's so baie dinge wat op my hart druk. Daar's so baie goed wat my hart roer. So waar begin ek nou? Waar moet my hart nou eintlik gaan? Kan ek jou help vandag? Kan ek jou help? Yes, ek gaan jou graag vandag help. So wat ek wil doen is, ek wil vir jou sê, as jy nie seker is met alles op jou hart, waar moet jou hart nou eintlik gaan nie? Ek wil jou challenge en voorstel, om vir jouself 2 vrae te vra, om by die hart van die saak uit te kom. Want die hart van die saak is 'n saak van die hart, soos iemand eendag gesê het. So wat vra jy jouself? Eerste vraag wat jy jouself vra, is waarvoor is ek die dankbaarste? Waarvoor is ek die dankbaarste in hierdie wêreld? En die tweede vraag wat jy jouself vra, is wat breek my hart die meeste? En ek dink as jy daai 2 vrae beantwoord, dan gaan jy uitkom by 'n great deal van jou hartklop. En hier's my voorstel. Gee vanuit 'n dankbare hart en gee vanuit 'n gebroke hart. Gee vanuit 'n dankbare hart en vanuit 'n gebroke hart. So besluit, wat is dit waarvoor jy die dankbaarste is? Besluit oor dit wat jou hart die meeste raak, of die diepste raak, waar jou hart die mees gebroke is, in ons samelewing, of in jou wêreld, of waar ook al jy beweeg. En dan kies jy 'n persentasie, en jy release daardie persentasie, om na daardie plekke toe te gaan, na daai instansie, of organisasie, of saak, of cause, of wat ook al dit mag wees, waarvoor jy die dankbaarste is, of wat jy voel, dit wat jou hart laat breek, die heel beste aanspreek in jou wêreld. Wil jy challenge om dit te doen? En dan as jy dit doen, hoef jy nie jammer te wees om nee te sê nie. Jy hoef nie bang te wees om nee te sê nie, want jy het klaar besluit, hierdie ding breek my hart, hierdie ding is my hart so dankbaar voor. En ek het gekies dat my geld soontoe gaan, my geld soontoe flou, en my skat daar sal wees. En dis wat dit is. En ek hoef nie spyt te wees of skuldig te voel om nee te sê nie. En as jy sit vandag en jy sê, wel, weet jy wat, ek is dankbaar vir my gemeente, ek is dankbaar vir my kerk, ek is dankbaar vir dit wat in my gesin se lewe gebeur het, wat in my lewe gebeur het, wees generous teenoor jou gemeente, wees generous teenoor jou geestelike huis. En as jy nie dankbaar is vir wat in die geestelike huis doen nie, gaan kry vir jou geestelike huis wat jy dankbaar kan wees voor, en vrygewig en generous daar kan wees. Of gaan kyk, wat se projek is daar, of wat se saak is daar, wat se behoefte is daar, identifiseer dit, en dan sê, weet jy wat, ek kies hierdie ding, want dis die ding wat my hart die meeste mee praat, my hart is gebroken oor hierdie ding, en dan gaan jy en gaan finansier dit so ver as wat jy kan. En dalk is dit 'n projek wat Care Center hardloop, dalk is dit dalk is dit kinderfees of jeugfees wat Melindrie oor gepraat het, dalk is dit Shopkombuis, wat ook al dit mag wees, besluit, wat is ek dankbaar voor, wat breek my hart, en ek gaan dit finansier, so ver ek possibly kan. Ek gaan 'n deel op sy sit, en soontoe laat gaan. Dis wat ek gaan doen. So om te spaar, jou geld te spaar, is om ja te sê vir jou toekoms, en is baie belangrik. Maar om generous te wees, is om ja te sê vir dit wat vir jou die belangrikste is, vir dit wat jou hartklop is. So generous mense het ek al gevind, is mense wat gee vir dit wat hulle diep voor dankbaar is, en mense wat gee vir dit wat hulle hart diep aanraak en breek. So enige vraag? Nee? OK. Kom ons gaan, julle is baie stil vandag. Gesien ons gaan prakties raak. Mense soos, ek tel die tyd af wat die preek kan klaarmaak. So ons volgende week by Vadersdag kan kom, lekker goed oor praat. So, kom ons kyk vir 'n oomblik na Paulus se plan. Paulus het vir ons 'n plan gegee. Ek onthou ons is besig om te praat, hoe kan ons prakties raak? Hoe kan ons hierdie generous mense raak? Hoe kan ons ontwikkel, ons hart ontwikkel, ons mense ontwikkel om hierdie te raak? Kom ons kyk na Paulus se plan. Nou voordat ons by sy plan uitkom, wil ek net so vinnig vir jou backstory gee rondom dit wat die verse wat ons vandag gaan lees, die skrif waar ons gaan injump vandag. So jy het hierdie waarskynlik geweet, maar in Jesus se tyd was die godsdienstige sentrum, die godsdienstige middelpunt van Jerusalem en van Judea en van die Jode was die tempel gewees.
So die tempel was die plek gewees waar rondom hulle hele siviele en godsdienstige en geestelike lewe gesentreer het. Dit was die middelpunt en alles het rondom dit beweeg as jy Jood was. Nou is daar iets interessants, is eintlik iets baie cool wat die tempel gehad het. Die tempel het iets gehad wat ons noem tempelbelasting. Nie of jy hierdie geweet het nie. Baie cool, hè? Jee, tempelbelasting. So, tempelbelasting, so mense het nie 'n offer opgeneem en na 'n sakkie deurgegaan, gesing, why don't you dig a little deeper, daai ding nie. As jy tempel toe gegaan het jy gegaan en dan jou tempelbelasting betaal. Dit was soos 'n tax, soos 'n belasting, jy moes dit betaal, dit soos die land se tax amper gewees. So dit was nogals, dis my interessante scenario, maar dis my cool scenario wat ons daar so sien. En dan die Jode wat internasionaal gebly het, met ander woorde het nie in Jerusalem self gebly nie, of dalk in Judea gebly nie, hulle het nie of te hoek gekom nie, nee, hulle moes hulle tempelbelasting, moes hulle Jerusalem toe gestuur het. En hulle moes gesorg het dat daardie tempelbelasting dan nou in Jerusalem uitkom. So dit reg oor die Romeinse ryk gebly en die geskiedenisskrywer sê vir ons partykeer het daar soveel geld uitgevloei uit die Romeinse territories uit, dat van die Romeinse provinsies gesê het, hulle wil eintlik wetgewing instel om die Jode te keer om daai tempelbelasting te betaal. Dit het die plaaslike ekonomie seer gemaak, so die Jode die geld laat uitvloei. En dan was daar hierdie antieke, kan jy amper sê, courier guy mense gewees, wie se werk dit was om hierdie geld te collect in die internasionale gebiede. Onthou julle, want die stamme van Israel was verstrooi reg oor die wêreld gewees. So dan het hulle die geld ingesamel van reg oor die Romeinse ryk en hulle het skatryk geword, daai courier guy mense, en dan het hulle die geld gevat na die tempel toe en al die geld, baie geld wat ingestroom het na die tempel toe, het die hele ding gefinansier en het al hulle bedryfsuitgawes gecover. Nou toe ek nou weer navorsing oor dit doen, toe dink ek, my wêreld, dit is nie 'n slegte idee nie. Wat van so 'n bietjie van 'n kerkbelasting? Wat dink julle daarvan? Kom ons los die offer, kom ons stel 'n kerkbelasting. Wat dink julle daarvan? Wonder wat so bedrag sal ons instel? Gaan sit toe en dink, ons dink hoeveel kos elke mens ons, die gratis koffie elke Sondag, die car guards hier buite, die air conditioning, die ligte, die nice musiek wat julle hier kry, die kinders by die kinderbediening, die werkers. Wat sal mense, ek wonder waarop sal ons nou neerkom, jy weet, per persoon, wat kos julle elkeen ons, om julle hierso te hê? So, dis net 'n joke, dan nie sit daar handsaak neer asseblief. Hierdie is 'n sekte, ons gaan nou loop, nee. Ek joke net, dit is net 'n grapie, ons gaan nie kerkbelasting instel nie, maar ek het nogals vir 'n oomblik aan die idee gedink, dink ek, dit is nie te bad nie, hulle het nogals 'n thing going gehad, maar okay, Jesus kom toe nou, en Jesus sterf van die kruis, en Jesus staan uit die graf uit op, en hy stort sy Heilige Gees uit, en is opening day, en die kerk begin. En skielik is die kerk nou heeltemal iets anders van die Judaïsme in die tempel, en al die geld wat gebruik is in die tempel om dalk na arme mense te kyk, hulle het ook nie baie gebruik vir arme mense en siek mense, en so net het maar meestal by hulle self gehou, so al die geld het nog steeds in Judaïsme gebly. Nou is die kerk hier op die sideline, en skielik word al die Christene uit die tempel uitgeskop, die Christene word verban uit die siviele lewe en die Joodse godsdienstige lewe, en hulle word uitgeskop, en skielik is hierdie Christene, die Joodse Christene in Jerusalem op hulle eie. Niemand kyk na hulle nie, niemand sorg vir hulle nie, en het bitter vinnig begin arm raak, en het bitter vinnig begin swaar kry, baie swaar begin kry. En Paulus, wat besig is om in die hele Mediterraanse rim, is hy besig om kerke te plant. Ek weet nie of jy hier kan sien nie, maar hierso is die Mediterraanse See. Sê saam met my, Mediterraanse See. Daar's hy, ek wil eintlik nou sulke lekker eilandmusiek gespeel het, nee. Dis waar almal wil gaan, almal wil hier gaan vakansie hou in Griekeland, en wat is daai wit huisies met die blou dakkies, en wonderlik, en Spanish gitaars, en verstaan al die goed. So, hier kan jy sien die lyntjies hierso is Paulus se sendingreise. So ons sien hierso, in die verskillende areas, daar's Korinthe sien, dit was in Sparta gewees, en ons kyk, hier's Efese en Laodicea, die 7 gemeentes van Openbaring, en Antiochië, en dit is hierdie hele area wat Paulus gekruiskos. 2000 jaar terug, met 'n skip, met sulke houtprimitiewe skep het hy hierdie gekruiskos. En Paulus hoor van dit wat besig is om in Jerusalem aan te gaan, en Paulus besef, maar ons gaan hierdie mense moet help. Hierdie nie-Joodse Christene, wat in al die ander kerke is, reg oor eintlik die Romeinse ryk in Europa vandag en so aan, ons gaan hierdie mense moet help. Die tempel sorg nie vir hulle nie, is uitgeskop uit Judaïsme uit, want Jesus het iets splinterniets begin. Jesus het nie Judaïsme 2.0 ingestel nie, hy het dit klaargemaak, hy het iets splinterniets begin, en hy het splinternuwe
nuwe movement begin daarso, wat op die skouers staan van Judaïsme, maar is iets niets gewees. En hierdie mense is almal uitgeskop en hulle kry bitter swaar in Jerusalem. En Paulus sê vir ons, luister julle, hoe lyk dit met 'n bietjie generosity? Kan ons hierdie mense in Jerusalem, julle broers en susters, kan ons hulle nie help nie? Kan ons nie generous wees en hierdie mense support daarso nie? En die nie-Joodse Christene sê, maar natuurlik kan ons hulle help. Ons is dankbaar vir hulle en ons hart breek vir die situasie wat besig is om te gebeur in Jerusalem en in Judea. En ons is dankbaar vir die feit dat hulle vir ons vertel het van die opstanding van Jesus uit die dood uit. Ons is dankbaar dat hierdie mense vir ons die evangelie van Jesus preserve het. Ons is dankbaar dat hulle uit Judea uitgekom het, na die uithoeke van die wêreld toe ons bly en vir ons kon vertel het van die Seun van God wat hulle gesien het. Hulle het dit neergeskryf. Ons het ons lewens te danke aan hierdie mense in Judea. En ons hart breek vir dit wat besig is om aan te gaan. En Paulus praat met hierdie mense en hy sê vir hulle, kan ons hierdie mense nie help nie. Sien jy wat ek sê hierso? Die Christene, nie-Joodse Christene in Rome en die nie-Joodse Christene in Griekeland en in Europa wat ons vandag ken, hulle het dankbare harte teenoor die mense en hulle het gebroke harte teenoor die Christene in Jerusalem. En Paulus skryf vir die een gemeente wat ons nou gesien het, Korinte, hy skryf vir hulle 'n brief en hy sê vir hulle, okay, so as julle generous wil wees, kom ek gee vir julle 'n paar riglyne van hoe ons hierdie hele geld insamel ding gaan doen. Kom ek vertel vir julle ons hierdie moet doen en kom ek gee vir julle 'n paar guidelines. En ek wil dit graag vir jou lees want ek is bang jy dink ek maak dit op. So ek gaan dit vir jou lees en kom ons kyk wat is Paulus se heel eerste instruksies aan die Christelike kerk rondom giving. So dis waar hy begin. Hy sê wat die geld betref, wat ons vir die gelowiges in Jerusalem insamel, moet julle dieselfde reëling volg wat ek met die gemeentes in Galasië getref het. Hy sê so, hier is die plan wat ek het rondom hierdie hele generosity ding en die geldinsameling ding. En dis basies dieselfde oral. So dis dieselfde wat ek nou vir julle sê in Korinte, het ek in Galasië gesê en Antiochië, ek het al die ander gemeentes dieselfde instruksie gegee. So hier is 'n one size fits all oral, okay? En julle moet mooi onthou, daai tyd was daar was nie spaarrekeninge gewees nie. Daar was nie 'n EFT gewees nie. Daar was nie 'n cash send gewees nie. Daar was nie 'n SnapScan gewees nie. Daar was 'n gat in die grond in die kamer en die groen gras groei nie. Was 'n gat in die grond gewees en hulle het hulle geld in die kamer in die gat geberg of onder die matras. Dis wat daar gebeur het. Dit is hoe hulle geld gespaar het. So hy sê vir hulle, so daai geld, dit is die geld waarvan ek nou praat hierso. Nou gaan hy verder. Hy sê, en ek lees hierdie uit die 33:53 uit, so dis 'n ander vertaling, hy weer eens stel hom vir my die naaste aan die grondteks daar. Hy sê, op elke, so hy gaan nou verder, hy sê, so ek wil net gou daai vers weer lees, hy sê, almal met dieselfde doen, is dieselfde reëling in Galasië en is in Efese en is oral so. Hy sê, op elke eerste dag van die week, moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. So wat is elke eerste dag van die week? Dis nou Sondag, nee. Hoekom het hulle Sondag gehou en nie meer Saterdag nie, want die Jode het Saterdag Sabbat gedoen. Hulle is Joods gebore dalk, hulle is Joodse Christene, maar hulle het die eerste dag gekies want dis die dag waarop Jesus uit die dood opgestaan het en die opstanding was vir hulle by verre meer significant event as die wet van Moses. So die eerste dag van die week, dis nou Sondag, sê hy vir hulle, wat julle moet doen, is reg hierdie week, moet julle dan nou vir julle self 'n geldjie bymekaar maak. Julle moet kyk hoeveel verdien julle en dan moet julle vir julle 'n bedragie op sy sit. Julle moet dit spaar. Mamma kan daai nie gaan spandeer op iets anders nie. So sit dit op sy, spaar dit, besluit hoeveel dit gaan wees en wat julle dan moet doen is dan bring julle die eerste dag van die week as dit die gemeentebyeenkoms is, dan bring julle dit saam en dan gaan ons dit by die gemeentebyeenkoms insamel en bymekaar kry en reg kry om die pad te vat Jerusalem toe. So ons gaan dit basies oorplaas van die een gat in jou vloer na die ander gat in die kollektesakkie in die kerk. So ons gaan net gate verwissel. Dis wat hier gaan gebeur, nee. So ek wil net vir 'n oomblik net saam met my kykie. sien julle wat is Paulus se plan? En die key word hierso is plan. Daar's 'n plan om generous te wees. Dis nie random acts of generosity of giving. Dis nie 'n sporadiese ding nie. Dis nie die spontane ding nie. Daar's 'n plan. So hy sê elke eerste dag van die week. Nie gee dit
wanneer jy lus is, een Sondag as jy jou skip ingekom het, of as jy, jy weet, een of ander bonus gekry het, hy sê, hierdie moet 'n ritme wees. Hierdie moet 'n gewoonte wees, elke eerste dag van die week. Dit moet 'n gewoonte wees, dit moet 'n ritme wees, dit moet 'n leefstyl wees. Dit moet deel wees van jou leefstyl, die leefstyl van generosity wees, elke dag van die week. Volgende sê hy, elke een van julle, met ander woorde, dis nie 'n sekere sosio-ekonomiese groep in die gemeente gewees nie, dis nie die wat wel af was nie, dis nie die mense wat lyk of hulle genoeg het nie, hy sê nie, elke een van julle moet elke Sondag van die week as jy by mekaar kom, hierdie leefstyl van generosity embrace in terme van die saak. Op sy sit is die volgende woord, so weer eens, hier sien ons die beplanning wat daarin gaan. Dis nie, ag kom maar kyk wat ek was so graag meer gegee het, weet ek was so graag meer gedoen het, nee, ek beplan dit, ek bereken dit, ek sit dit op sy, vir die gelowiges in Jerusalem. Met ander woorde, ek bestem dit ook vir 'n spesifieke groep mense, ek bestem dit na 'n plek toe waar my hart voor dankbaar is, en wat my hart voor gebreek is, bestem ek dit voor. Sien julle die plan hierso? Sien julle hierso, Paulus sê, hierdie is 'n plan, jy moet 'n plan hê om generous te wees, sê vir die gemeentes reg oor daai Mediterraanse rim, nee. Daar moet 'n plan wees, dit moet vooraf beplan wees, dit moet vooraf bereken wees, dit moet vooraf bestem wees. Dis Paulus se plan wat hy deurgee. En nou kom ons by nou kom ons dalk by die vraag wat iemand sê, okay Paulus, maar presies, hoeveel moet ek gee? Moet ek maar wag tot jy kom hier na ons gemeente toe, Paulus, en vir ons 'n besielende toespraak gee, en dan moet ek besluit wat ek gaan gee? Is dit wat ek moet doen? Dat jy ons kom hype up en kom stir hierso en dan besluit? Nee. Moet ek maar kyk hoe die Heilige Gees my lei, wat ek wil gee? Nee. Is dit 10%, soos in die Ou Testament, dat ek net 10% gee? Nee. En ek gaan dit nou verder verduidelik daai. Ek gaan nou verder in 'n paar minute vir jou sê. Wat sê Paulus? Kom ons lees dit saam. Na mate sy voorspoed is. En ek het gedink as jy dalk hierdie vertaling moeilik vind, kom ek sit vir die NLV ook by. Elke een van julle na mate julle vermoë of na julle vermoë. En toe besluit ek, dalk is dit nie genoeg nie, kom ek sit die 2020 Afrikaanse vertaling in. Die bedrag op sy sit volgens sy verdienste. Hoeveel moet ek gee? Na mate jou voorspoed, gaan gou terug. Na mate jou voorspoed, na mate jou vermoë, na mate jou verdienste. Dit wat jy verdien. Ja, maar Paulus, hoeveel is dit? Jy sal weet. Jy weet hoeveel jy verdien, jy weet hoe voorspoedig jy is. Jy weet hoe lyk jou vermoëns, jy sal weet. Maar Paulus, is dit 'n persentasie? Jep, dis 'n persentasie. Wat is die persentasie? Weer eens, jy sal weet. Jy moet besluit hoe generous jy wil wees. Jy weet wat jou inkomste is, jy weet wat jou vermoë is, jy weet wat jou voorspoed is. Jy sal weet. So besluit op grond van dit. As jy gaan kyk na die Griekse direkte vertaling van daai laaste sinnetjie, dan sê Paulus daar vir hulle, in ooreenstemming tot die mate waartoe jy finansiëel voorspoedig is. Paulus, wat moet ons gee? Nee, gee in ooreenstemming tot die mate waartoe jy finansiëel voorspoedig is. Jy weet hoeveel jy het, besluit op grond van dit, wat is die generouste wat jy kan wees? Dis wat hy basically vir hulle sê hierso. Basies, om dit te parafraseer, hoe dankbaar is jy vir die gelowiges in Jerusalem? Hoe gebroken is jou hart oor die feit dat hierdie mense swaar kry, hierdie mense wat vir ons die evangelie gebring het, hierdie mense wat vir ons van die resurrection vertel het, wat hulle self gesien het, wat hulle lewens gewaag het om hierdie boodskap na ons toe te bring. Hoe dankbaar is julle vir hulle? Okay? Nee, baie dankbaar, ons skuld ons lewens vir hulle. Okay, so gaan kyk nou hoeveel jy verdien, hoe voorspoedig jy is, gaan sit 'n bedrag op sy, moet dit nie spandeer nie, bereken daai persentasie en bring dit elke Sondag saam kerk toe wat dit ingesamel kan word, okay? Dis wat Paulus basically vir hulle sê. Julle, hierdie is die Nuwe Testamentiese patroon. Dis die Nuwe Testamentiese patroon. Daar word geen bedrag genoem nie, daar word geen persentasie genoem nie. Al wat hulle sê is, wees so generous as wat jy kan met dit wat jy het. Nou, 'n belangrike ding wat ek hier wil sê, en dis nou rondom die 10%, is Jesus het nie die 10% revoke
in die Nuwe Testamentiese tyd nie. Jesus het baie dinge gesê, voorwaar staan geskrywe, maar ek sê vir julle, moet dit nie meer so doen nie. Hy het nie die 10% weggevat nie, hy het nie die beginsel van die 10de weggevat nie. Jesus het die beginsel van die 10de oorgedra, en ek wil vir julle wys hier, so ek het 'n coin, wat ek gekoop het, en by die Bybelmuseum in Washington, en Jesus het hierdie coin, dis 'n replika van die coin wat Jesus opgehou het. Ek sal my na die tyd hou, as jy wil kom kyk hoe hy lyk, moet hom net nie steel nie. So, Jesus het hierdie, ek het altyd gedog, Jesus het hierdie gigantic, soos 'n kreerrand of iets gehou, maar Jesus het hierdie coin gehou, klein coin. Tiberius se gesig is op. Tiberius is die Romeinse keiser in Jesus se tyd. Toe hou hy die coin op, toe sê hy, wie se gesig is hier op? Nou, dis Tiberius, ek nie geweet nie, maar is Tiberius. En toe sê Jesus, nou gee die keiser wat hom toekom, wat ek baie spyt is uitgesê, dan sê hy daarso, maar gee God wat hom toekom, toe hy hierdie coin vashou. En almal het verstaan, hy praat van die 10de. Die tannie wat die 10 sent ingegooi het, al die fariseërs sê, "Ag, asseblief, is dit al wat sy kan insit soos Jesus? Sy het nie 10% gegee nie, sy het 100% gegee. Dis al wat sy gehad het. Sy het alles ingegooi daarso." Aan 'n plek sê hy vir die fariseërs, "Ja, julle gee julle 10des van kruisement en anys en al die goed, en dit is ook reg so," sê Jesus vir hulle, "maar julle vergeet om die ander goeders te doen, hè." So ons sien, Jesus het nie die 10de beginsel teruggevat nie. Kan ek vir julle sê wat het Jesus gedoen? Jesus het die beginsel van die 10de ge-amplify. En hy het gesê, moenie net by 10de vashou nie, van ons kom weg met 'n 10de. Wat moet gebeur is, jy moet so generous wees as wat jy kan wees. En as dit 5% is, good. As dit 8% is, great. As dit 20% is of 25%, great. As dit is so generous jy kan wees, wees dit. Die 10de is nie meer 'n wet soos in die Ou Testament om te onderhou en 'n ding wat, nou moet ek my 10de gee en nou moet ek die kerk dit en al die goed. Nee, Jesus sê, God het die blymoedige gewer lief. Die beginsel van die 10de is nog steeds van krag, maar dit is ge-amplify. So hy gee vir ons 'n standaard. Maar jy weet, sê Paulus vir ons, jy weet wat jou vermoë is. Jy weet, hoe generous kan jy wees? Jesus sê, wees so generous soos jy kan wees. En ek weet vir baie van ons is hierdie nie, nee. Dis is 'n profound ander manier om hierdie raak te sien, want kerke oor die algemeen sê nie hierdie nie. Kerke sê, jy moet jou 10 en jy moet, en daai tipe van ding doen. Albei gemeente sê nee, ons werk nie op daai nie, ons werk op absolute generosity. Nie net vir die kerk nie, maar wherever jy voel, is die plek wat jou hart oorbreek, en waaroor jy die dankbaarste is. Dan sien ons, tweede laaste versie wat ons gaan kyk, Paulus praat, hy sê, so doen dit dan die eerste dag van die week, en na mate jou voorspoed is, hy sê, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. Sien julle hoe cool is hierdie? Hierdie is my so amazing. Paulus sê, moenie wag om die geld in te samel, moenie wag dat ek julle emosioneel kom stuur nie. Moenie wag dat ek emosioneel hierso, jy weet, 'n sales speech kom doen en ons speel sad musiek in die kerk en ons wys 'n slideshow van die arme gelowiges in Jerusalem wat daar sit en so nie. Dis nie wat ons gaan doen nie. Jy gaan nie gestuur word nie, jy gaan nie gedruk word nie, jy gaan nie gesoebat en gesmeek en gevra word vir geld. Ons gaan nie dit doen nie. Hierdie is 'n ding wat jy vooraf besluit. Dis 'n plan wat jy moet hê. Jy moet besluit, jy moet 'n persentasie kry en jy moet dit bestem en doen dit asseblief voordat ek al kom, sê Paulus. So wanneer ek al kom, moet dit klaar ingesamel wees. Daar's geen strings attached nie. Daar's nie 'n ding van nou gaan ons emosioneel op jou gevoel speel. Elke keer soebat en smeek, gee asseblief geld, gee geld nie. It's not gonna happen. So Paulus is redelik direk as dit by dit kom. En dan gaan hy verder daar, hy sê, wanneer ek kom, so as ek soek samel die geld in asseblief julle, dis nie 'n emotional ding nie, generosity is nie 'n emosionele ding nie, dis besluit wat jy neem. Wanneer ek kom, sal ek die persone waarop julle besluit, ek gaan dit nie eens besluit nie, met aanbevelingsbriewe stuur, om julle gawe in Jerusalem te gaan aflewer. Kyk, so as ek kom, asseblief julle, daar gaan nie gestuur word, of foto's gewys word, of sad musiek gespeel word, of enigiets nie. Julle besluit, julle bring dit, julle kies die mense, julle stuur die geld, ek sal 'n paar briewe gee net, om te dokumenteer dat dit is deel van hierdie campaign wat ons besig is mee. Ek gaan dit nie eers vat nie. Julle gaan dit sommer self na Jerusalem toe vat. So ek wil vir hierdie vraag vra. As jy vandag na jou bankstaat sou kyk, na jou finansiële gewoontes sou kyk, sal dit reflekteer waarvoor jy die dankbaarste is? Reflekteer dit wat jou hart die meeste breek, waar jou hart die mees gebroke is? As ek na dit kyk vandag, gaan ek dit sien. Gaan jy sê, ja, my hart, jy sien dit nou nie, maar my hart is eintlik daar. Wat gaan daar gebeur?
As jy 'n lewe van generosity wil leef, moet jy 'n plan hê om generous te wees. Dis wat ek uit hierdie skrifgedeeltes uitkry, moet 'n plan wees. Dis nie 'n emotional ding nie, daar's nie hype nie, daar moet nie gestuur word nie, daar moet nie gesoebat en gesmeek word nie. As jy Jesus volg, dan is jy in sy kingdom, hy is die koning, hy is die eienaar, hy is die bestuurder van dit, en jy moet eenvoudig net by hom hoor en sê, Here, waarheen moet hierdie flow? En dan gaan hy vir jou sê, dit wat jou hart breek en waarvoor jy dankbaarste is. En dan maak jy 'n keuse, jy bereken dit, jy bestem dit vir daai plek, en jy hoef nie jammer te wees as jy nee sê vir al die ander mense wat jou geld wil hê nie. So jy gaan 'n besluit moet neem vandag, en ek wil dit vir jou sê aan die einde van hierdie reeks, jy gaan 'n besluit moet neem en sê, hoeveel gaan ek gee? Hoeveel gaan ek gee? Hoe gereeld gaan ek gee? En die laaste vraag is, waarheen gaan ek gee? Waar gaan ek gee? En as jy 'n generous persoon is, dan sal jy sien hoe hierdie hele ding op sy kop gedraai word. En jy sal sien, dit gaan nie meer gaan oor spandeer, spaar, gee nie. Dit gaan word gee, spaar en spandeer. En jy gaan sien hoe jy 'n 3P persoon gaan word, en as gevolg van dit gaan jy sien hoe die Here se seën in jou lewe inkom, en die Here sê jy sal 'n gelukkige persoon is. Die seën beteken nie hy gaan vir jou iets spesiaals of spesifiek kom gee nie, want dis wat prosperity sê. Gee jy iets en God gaan vir jou baie. Wat hy sê is, die woord seën beteken gelukkig. Jy gaan 'n gelukkige mens wees. Dis wat jy gaan kry. Dis wat gaan gebeur. Jy gaan 'n vervulde persoon wees. Dis wat gaan gebeur as jy 'n generous persoon is. Nou, ek wil afsluit met hierdie storie, en dit is 'n storie van ons gemeente. Jy weet, so baie paar jaar al kyk ons na ons gemeente, en ons kyk na alles wat hier gebeur, en ons sê vir onsself, die plek is al 14, 15 jaar oud. So weet jy wat, daar's 'n paar areas wat moeg is, en ons wil baie graag ons kinderbedieningsspasies, wil ons revamp, ons wil graag ons hele stoep daarvoor, want dit is net te klein vir mense, ons dit revamp, nice spasie, so hulle na buite gefokuste kerk wees, waarin jy jou vriende kan nooi, waarin jy jou familie kan nooi wat unchurched is. Ons wil so 'n kerk wees waar jy mense in kan nooi, dat mense verwelkom voel, sodat mense tuis voel as hulle instap. Ons wil al die stoele wat ons grys gemaak het hier binne, saam net die middelste blok by uitgekom. En so, en ons het al die goed wat ons wil doen, ons het hierdie fasiliteit wat ons wil skryf, die droom. En elke keer as ons op die punt is om van hierdie goed te initieer, dan sê ons, maar ons wil eintlik die mees generous gemeente wees wat ons kan wees, en in Rustenburg wil ons dit wees. En die Here is die eienaar van die resources wat deel is van hierdie gemeente. En wat wil die eienaar hê moet ons doen? Wat is vir die eienaar die belangrikste as dit by hierdie is 'n pragtige kinderbediening of jeug, is dit die belangrikste vir hom? Ek dink dit is pretty belangrik, maar is dit die belangrikste vir hom? En elke keer as ons by daai besluit kom, die gemeentebestuur wat hier is, sal weet dit is so, dan sê ons, goed, ons wil so generous wees as wat ons kan wees. En dit beteken, ons kan nie help om daai gesiggies by kinderfees te sien nie. Ons sien 800 kindertjies wat daarna toe gaan kom. Ons sien kindertjies wat vir die eerste keer in hulle lewe van Jesus hoor. Ons sien families wat al vandag kinders het, mense wat klein kinders het, wat by wie se kinders by 'n kinderfees tot bekering gekom het. Ons sien hierdie auditorium vol tieners wat hier sit. Ons het by die 400 tieners laas jaar uitgekom deur die week en gesê, ons wil Jesus begin volg. Daar is soveel van hulle gedoop. Ons kyk na die 800 mense wat by Veldwinkel in 'n ry staan, mense wat shop, ou maat, hulle stap daar deur daai Davidbrink saal, met sulke sakke en emmers, dis oorvloed. En ons sien daai mense se smiles, van hulle het nie eers tande in nie, maar hulle smile, en hulle is dankbaar, en hulle is bly vir dit. En dan sê ons vir onsself, waar moet dit heen gaan? Sê ons, kom ons los maar nou die stoele wat nou nog gekleurd is, kom ons los nou maar daai spasies, kom ons los maar daai, kom ons bou eerder 'n care center, as wat ons hierdie doen. Hoekom? Want generosity as 'n leefstyl is vir ons die heel belangrikste ding. Dis vir ons die kern van die kern hierso. Dis vir ons belangrik. En ons is bereid om eers te gee. En hierdie kerk het miljoene rande al die laaste jare gegee. Miljoene. Dink as ons dit moet gaan optel, in terme van kinderfees, jeugfees, veld, wat ons gesaai, dis miljoene, wat hierdie kerk gegee het. Gaan ons dit gebruik om dit in bakstene in te sit? Gaan ons dit gebruik om met spasies? Gaan ons dit gebruik? Ek dink is belangrik, en ek dink as daar soveel is dat jy alles kan doen, is dit great. Maar as ons dan moet kies, dan sê ons generosity sal altyd ons kern bly.
en die geld sal vloei, ons sal eers gee, en dan gaan ons probeer spaar, en dan uiteindelik gaan ons kyk wat oor is, en doen wat ons kan doen met dit wat oor is. So ek is besig om met dit te praat oor iets wat teoreties is, en dis iets wat ons doen. En ek wil hê, dat ek en jy dieselfde sal doen. Dat ons lewens rondom dit sal bou. En ek weet, dis glad nie normaal nie. Sit dalk en sê Dawie, maar dis glad nie normaal nie. Want in die wêreld van consumerism waar ons lewe, in die wêreld van materialisme waar ons lewe, sê die wêreld, jy is die eienaar. Spend it op jouself. Live it up. Het gaan oor jou. Wêreld waarin ons lewe, in die koninkryk van ons koning, sê hy, ek is die eienaar. En wat is vir hom die belangrikste? Generosity. Dis wat vir ons belangrik is. Generosity. So die waarheid is, jy gaan in elk geval alles weggee. Ek het dit laasweek vir jou gesê. Jy gaan alles weggee. Gaan nie saam jou nie. Lyk swaar nie 'n venter sleep vir aan nie. Jy gaan dit weggee. Jy kan net besluit wanneer jy dit gaan doen. Gaan dit weggevat word of gaan jy dit intentioneel terwyl jy is, daarom besluit om 'n doelbewus weg te gee in generosity. Jy gaan die besluit moet neem. Maar dit gaan iewers uit jou hand uitgaan en iemand anders in word. Dit is die realiteit. En jy moet besluit, gaan ek Jesus se normaal kies of gaan ek die wêreld se normaal kies? Jesus maak 'n belofte vir al die bestuurders, vir al die generous mense, vir almal wat kies om volgens sy normaal te lewe, en hy sê vir ons, is meer geseënd om te gee as om te ontvang, of as ek dit nou kan durf som in 'n saligspreking sit, dan sal ek sê, gelukkig is die mens wat leer om generous te lewe. Here, baie dankie dat ons oor hierdie kon gesels. En Here, ek weet dit maak van ons ongemaklik, Here, ek weet nie hoekom nie, maar dit doen. Maar Here, ek bid regtig dat U met ons sal kom werk rondom dit as 'n gemeente, Here. Dat ons generous sal wees, dat ons nie normaal sal wees nie. En Here, dat ons hierdie ding heeltemal op sy kop sal draai en sal sê, Here, ek wil graag wees soos Paulus dit verduidelik het, Here, ek wil 'n plan hê. Here, ek wil vooraf besluit, ek wil vooraf bereken, ek wil vooraf bestem, Here, en ek wil 'n keuse in my lewe maak, 'n shift in my lewe maak om te hoor by die eienaar, Here, wat is dit wat ek moet doen? Wat is dit wat ek dankbaar vir is? Wat is dit wat my hart voor gebroken is? En dan wil ek my lewe kom herdefinieer en anders lewe, Here. Ek wil U seën op my lewe, Here. Ek wil gelukkig wees. Geluk is iets wat soveel mense in hierdie wêreld nie het nie. U sê generous mense het dit. U woorde, Here, nie myne nie. Bid vir die gemeente. Ek bid dat ons visie is, Here, om die mees generous gemeente in hierdie dorp te wees. Ons visie is om U wat die eienaar is, Here, te doen wat U vir ons sê en geld altyd te laat vloei, Here, in die rigting wat U wil hê. Wys vir ons, Here Jesus, waar dit is vir ons generous kan wees en moet wees, Here. Ons bid, Here Jesus, dat U vir ons sal lei in dit. En mag U, Here Jesus, vir elkeen van ons aan die hand kom vat en vir ons help, Here Jesus, om soos U te wees, want daar is nie meer generous God as U nie, Here. Die prentjie daarvan is U wat aan die kruis hang, oop hande, oop arms, niks oor nie, behalwe liefde. Dit is wie ons volg. Dit is die koning wat ons dien en wie se koninkryk ons lewe. Help ons, Here Jesus, om doelbewus te besluit, terwyl ek hier is, dis waarin ek dit gaan laat channel. Want as ek dit nie doen, Here, gaan dit vir my besluit word eendag. Ek bid dit in U naam, Here. Mag ons dit wees, mag ons dit lewe, en mag ons die weg lei in dit. May we lead the way. En ek bid dit in die naam van Jesus, en almal sê saam. Amen. Mag Here jou seën, dankie dat jy hier was, dankie dat jy voortgebeur het saam met my. Volgende Sondag is Vadersdag.